By stripes, the book says I am healed. Until the day of redemption, I've been sealed. To prosper and be in health is right in line. For every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Every promise in the book. Sing ek hoor nog maar. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Volgende vers. Delight yourself in the Lord. If any man be in Christ, he's got a brand new start. Oh, knock and the door shall be open. Seek, oh, and you shall find. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Nog eenmaal. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line, every blessing of His love divine. Every promise in the book is mine. Amen. Every promise in the book is mine. Here, elke belofte wat U vir ons het is ja en dit is amen. En ons staan vas op daai beloftes, Here. U is nie 'n mens dat U sou lieg nie, Here, maar U is 'n waarmaker van U woord. En vanmôre staan op ons U woord, want dit is ja en amen, Here. U bly getrou. U het ons nog nooit in die steek gelaat nie. En ons is vanmôre hier net om eer aan U te bewys, Here, omdat U ons gedra het, uitgespaar het deur 'n week. Ons is nog hier bevoorreg, Here, om mekaar te kan sien vanmôre, om aan die kant van die lewe te wees. Dit is 'n genadekans en ons wil vanmôre in hierdie diens net dankie sê vir U goedheid, U liefde vir ons, U getrouheid, Here. En dankie dat U met ons is in hierdie diens, Here. Seën elkeen wat opgekom het, wat het moeite gemaak het om hier te wees. Ek wil vanmôre sê, Here, ons is bly om in die huis van die Here te wees. Ek weet ons gaan iets ontvang vanmôre. U gaan ons optel, U gaan ons bemoedig uit die woord, Here. Ek weet U het 'n groot seën vir elkeen
instoor vandag. Here, ons sal nie dieselfde uitstap soos ons ingekom het nie, Here. Ek weet dit vanmôre met Here Vader, U is met ons, Here. Ek wil bid dat die elkeen wat U is, sy harte net ontvanklik sal maak, sal oopmaak, Here, om te ontvang wat U vanmôre vir ons wil deel deur die woord, Here. Ek wil bid dat U pastoor Clem sal seën wat die woord gaan bedien, Here, salf sy lippe, Here. Ek dank U en ek weet, Here, hy het 'n nuwe en 'n vars salwing op sy lewe vanmôre. Salf sy lippe, Here, wanneer hy gaan praat, Here, dat hy net sal spreek soos U wil hê hy moet spreek, Here. Here Vader, dat hy nooit uit homself uit sal spreek wanneer hy voor staan nie, maar net die woord sal aflê wat U op sy hart gelê het, Here. Seën hom, ons trek hom onder die kosbare bloed vanmôre, Here. Maak hom toe en geen hou vas, geen seggenskap van die duiwel sal seëvier in hierdie diens vanmôre nie. Ons weet, Here, hy het nie plek in hierdie plek vanmôre nie, Here. Ons maak al sy werke kragteloos, Here, want U het ons daai autoriteit gegee. Ons staan vas en ons weet U is in beheer van hierdie diens, Here. Ons gee alles oor, Here. Ons lê onsself neer vanmôre, Here. Ons is net mens feilbaar, Here, maar ons stel U op en ek weet U is verheerlik in hierdie diens vanmôre. Neem U beheer, Heer Vader. Alles wat ons doen, elke afdeling is geseën vanmôre, Here. Almal wat iets offer vir U vanmôre, weet ek dat U sal dit seën, Here. Ek bid vanmôre ook so vir tiendes en die offergawes, elkeen wat gaan saai in die koninkryk vanmôre. Here, bid ek dat U, Here Vader, so menigvuldig aan hulle behoeftes weer terug sal voorsien, Here Vader. Ons doen dit met 'n blymoedige hart, Here, en ek weet U sal ons seën en U sal ons beloon, Here. Seën ons vanmôre, Here. Elkeen wat aanlyn ingeskakel is vir hierdie diens, bid ek dat U daar waar hulle kyk, 'n ontmoeting met hulle sal hê, Vader. Ek weet ons lewe sal nie dieselfde wees na hierdie diens, Here. Seën ons elke lof en aanbidding liedjie wat ons gaan sing. Ons doen dit, Here Vader, om net aan U hulde te gee. Here, laat dit 'n welgevallige offer wees vanmôre. Ontvang ons lof as my gebed in Jesus naam met baie danksegging. Amen en amen. Prys die Here. Is daar 'n liedjie is wat vanmôre se woord vasvang? Is dit hierdie liedjie wat ons nou gaan sing? I am a promise with a capital P. I am a great big bundle of potentiality, and I'm learning to hear God's voice, and I'm trying to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to be. Oh, I am a promise, a possibility. I am a promise with a capital
with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I'm learning to hear God's voice, and I'm trying to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to. Oh, dit is so lekker, sing het nog een keer. I am a promise, I am a possibility. I am a promise, with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I'm learning to hear God's voice, and I'm trying to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to be. I am a promise to be anything God wants me to be. Oh, I am a promise to be anything God wants me to be. Nou ja, van julle ken regtig nie hierdie liedjie nie. Maar dis 'n mooi liedjie. Nee, jy glo dit nie. Ek is sommer lus om sing hom weer. I am a promise, I am a possibility. I am a promise, with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I'm learning to hear God's voice, and I'm trying to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to. Net omdat het lekker is, nog eenmaal. I am a promise, I am a possibility. I am a promise, with a capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I'm learning to hear God's voice, and I'm trying to make the right choice. I am a promise to be. Speel dat, laat me alles aan.
mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How good I want more. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? Come on, sing it, church. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want? I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. Thank you, Jesus. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want? Sing it again. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. Oh yeah, I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored. Oh, He got a hold. I've got Jesus. Let's sing it one more time. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. Thank you, Jesus. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. One more time. I am undone by the mercy of Jesus. Oh, I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold. I want Jesus. How could I want more? I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. Come on, anybody glad you've got Jesus? I've got Jesus. How could I want more? And mercy rewrote my life. Oh, mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. Come on, church, can you sing it with us? Mercy, oh mercy, rewrote my life. Oh, I thank you for your mercy. Mercy rewrote my life. Oh, I could have fallen.
what mercy rewrote my Before I knew my name, before I drew a breath, He was making ways for me. Now and every day, and each and every step, He is making ways for me. When my heart is full of doubt, it feels like faith is running out. I've come too far to turn around. I know God will work it out. God will work it out. One thing I know, one thing I found. God will work it out. God will work it out. God will work it out. One thing I know, one thing I found. God will work it out. Pushing past the fear, fighting to relieve. He's making ways for me, and He won't let me down, never ever leave. And He's still making ways for me. When my heart is full of doubt, feels like faith is running out. I've come too far to turn around. I know God will work
You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. And you are here, moving in our midst. Lord, I worship you. I worship you. Oh, you are here, working in this place. I worship you. Oh, I worship you. Come on, church, you know this. Sing it. Waymaker, a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, do you believe it? He's a waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's do the verse again. Say, you are here. You're moving in our midst. Right now, I worship you. As a church, we worship you. 'Cause you are here. You're working in this place. And I worship you. Oh, I worship you. Oh, Father, you are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. Oh, and you are here. You're working in this place. Oh, I worship you. I worship you. You're a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And I'm gonna say it. He's a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Come on, that is who you are. Oh, say that is who, and that is who you are. That is who you are. Yes, Lord, that is who you are. Yeah, that is who you are. Father, that is who you are. That is who you are. Yeah, that is who you are. That is who you are. You wipe away my tears. You mend every broken heart. You're the answer through every circumstance, Lord. Yes, Jesus, it's only you. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer through it all. Jesus. And even when I don't see it, you're working. Reg nou, Even Here. when I don't feel it working, you never stop. You never stop working. U doen dit nou op hierdie oomblik, Here. Even when I don't see it, you're working. Oh, Even dankie when I Jesus. don't feel it, you're working. U werk in die agtergrond, Here, waar ons nie kan sien nie. As ons maar net kan sien wat U besig is om voor te berei, Here. Ons prys U, Here. Dankie Jesus, wat U besig is om voor te berei vir die kerk van die Here Jesus Christus. Never stop working. Never stop. Hallelujah. 'Cause that is who
Dis wie U is, Here. That is who you are. Lord, that is who you are. That is Shama mama, Is who you kuchere bebe. That is who you are. Hallelujah. Shumara That babo, is who you dushima katiribiye, dushima la That is mama. who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker. Come on, church. Lift your voice and say, give Him praise. Give Him all your worship. He keeps on making a way for you. He's a way maker, miracle worker. Familie, as jy kan sien die tafel wat God besig is om vir jou voor te berei. Dawid kom en hy skryf in die bekendste psalm en hy sê, U berei die tafel vir my voor teenoor my teestanders. Ek voel 'n profetiese woord en die Here sê vandag, as jy net jou geestelike oë kan oopkry en sien wat hy besig is om vir jou voor te berei en op die tafel neer te sit. Halleluja. Op hierdie oomblik sien jy niks nie. Die fisiese oë sien 'n fisiese tafel en op die fisiese tafel waar jou fisiese oë kyk is daar niks nie. Maar as jy jou geestelike oë kan oopkry, is daar 'n tafel wat die Here sê, dis wat vir jou wag. Dis wat ek vir jou voorberei. As jy maar net kan sien wat die Here sien. As jy maar net kan sien wat hy besig is vir jou om vir jou voor te berei. He will make a way. Hy gaan 'n pad maak vir jou wat daar nie 'n pad is nie. Woord van die Here sê, U maak 'n pad in die woestyn, U bring riviere in die wildernis. Ek spreek 'n pad in jou woestyn en ek spreek riviere in jou wildernis in die naam van Jesus. Halleluja, kan ons die Waymaker 'n wonderlike handeklap gee? Gee hom prys, gee hom aanbidding. Gee hom jou beste lof, gee hom jou beste aanbidding. Hy is dit werd om geprys te word. Hy is dit werd om geaanbid te word. Halleluja. Want U is die een wat 'n weg maak, Here. U bring voorsiening, U bring antwoorde, Here. Wanneer ons die antwoorde het nie. Ons het 'n anker wat ons kan aan vashou en sy naam is Jesus. Dit maak nie saak hoe die storms voete en hoe die rukwinde van hierdie lewe aan ons pluk nie, maar daar is 'n anker wat ons kan aan vashou en sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Ons prys Jesus. Ons prys Jesus vanmôre en ons sê dankie daarvoor, Here. Prys die Here. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Jou naam is op my handpalm gegraveer, sê die Here. Jy dink ek het van jou vergeet. Maar hoe kan ek jou vergeet as jou naam gegraveer is op my handpalm?
Elke haar op jou hoof is getel, sê die Here. Ek ken jou situasie. Ek weet waartoe jy gaan op hierdie oomblikke. Ek ken jou vrae. Ek ken jou pyn. Ek weet wat is besig om te gebeur in jou lewe, maar ek bly God. En op die regte tyd, my kind, gaan ek jou verhoog. Op die regte tyd gaan ek jou uittel. En jy sal staan en jy sal wees soos 'n stad wat op 'n berg is, wat nie weggesteek kan word nie. En almal sal die heerlikheid van my kan sien deur jou lewe. En ek eer U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. As U wonder wat het nou gebeur, dis alles Bybels wat nou gebeur het. Die Bybel sê, die gawes van die Gees moet opereer. Dan sê hy, as een van julle 'n taal het, moet hy die taal bring en iemand moet dit uitlê. En presies dit het nou gebeur. Hier is die Handelinge Kerk. Baie min mense gee ruimte vir dit. Ons is 'n kerk wat glo in hierdie goed. Ons glo die hele Bybel, nie gedeeltes van die Bybel, die hele Bybel. En as iemand 'n taal het, moet hy dit spreek, en dan moet iemand dit uitlê, en dis presies wat nou net gebeur het. Is jy nie bly vir 'n Handelinge Kerk, 'n Godkerk? As leier van hierdie gemeente sal ek nooit iets toelaat in hierdie gebou wat nie in lyn is met God se woord nie. Niks. Maar wat nou gebeur het was in die lyn van God se woord. En ons het gedoen wat God se woord sê. Ek wil hier moet so staan. Ek gaan 'n vers in Engels lees. Nie saam met my te lees nie, want dit is te kragtig. Jy moet dit sien en jy moet dit inneem. Want vandag gaan ons praat oor hierdie skrifgedeelte. Efesiërs 3 vers 20 in hierdie Engelse vertaling sê die volgende. Hy sê, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He, die Here, will achieve infinitely more than your greatest request. He will achieve infinitely more than your most unbelievable dream. He will achieve infinitely more and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Oh, His miraculous power constantly energizes you. So Here, U het hierdie woord vir my gegee. En ek dank U, die regte mense is in hierdie plek nou, wat hierdie woord moet hoor. Die regte mense is ingeskakel oor die wêreld, wat hierdie woord moet hoor. Want ek weet dat ek weet, God het hierdie woord vir my gegee. Seën my lippe van klei, dat ek nie sal spreek uit my eie uit nie. Maar Here, kom praat deur my. En Vader, dat soos wat U vir Jeremia gesê het, ek lê my woorde in jou mond. Vader, dat U dit op hierdie oomblik doen, dat ek 'n Jeremia sal wees, oorgegee aan U. Vat my lippe, Here, en spreek deur hierdie lippe, is my gebed in Jesus naam. Amen. U kan nu sit, ek inneem familie. So, ek het so op my sitkamerbank gesit, en die Here praat altyd met my met titels of met 'n tema. En die volgende oomblik terwyl ek op my sitkamerbank sit, hoor ek in Engels die titel Endless Possibilities. Afrikaans, eindelose potensiaal. Die een wat alle mag het oor die krag van die vyand, kan ver meer doen vir jou as wat jy kan dink, bid of vra.
Hoor mooi wat sê die woord, en dis wat ons gelees het. Nou, volgens dit wat al reeds binne in jou gedeponeer is. Ken jy die krag wat binne in jou is? Ons lewe, 'n lewe nie in volle potensiaal nie, want ons ken nie die een wat in ons is nie. Ons ken nie die krag wat in ons is nie. Ek het al 'n preek daaroor gepreek, maande terug, selfs jare terug kan ek onthou. Daar nog in Main Road, een van my eerste preke. En luister, ons sit met Bugatti engines. Binne in ons. Maar ons ry 60 km/h. Jy sit met 'n Bugatti engine, die potensiaal is, jy kan 300 km/h ry, maar jy ploeter voort in hierdie lewe 60 km/h. En baie van ons is te bang om die versneller te trap. Maar wat die Here vandag glo ek dat hy die woord vir ons wil sê is, as jy maar net kan weet die potensiaal wat binne in jou is. En hier is die geheim. God sien nooit wat jy is op hierdie oomblik nie. Moenie dink jy's besig om God te beïndruk deur hoe jy leef op hierdie oomblik nie. Hoor mooi, want God sien altyd wat moontlik is nog in jou lewe. God stel nie belang, jy dink jy het gearriveer, die Here sê jy het nog lankal nie gearriveer nie. Hy sien altyd wat moontlik is. Natuurlik, wanneer jy hom toelaat om te beweeg in jou lewe. Wanneer jy hom nie beperk met jou denke nie, wanneer jy hom nie beperk in jou besluite en jou keuses. Wanneer jy bereid is om na die versneller te trap en te sê, Here, hier gaan ek. Ek gaan nie God beperk in my lewe nie. Ek gaan nie God in 'n boks druk nie. Ek gaan nie God in 'n deksel op hom plaas nie. Familie, mag die Here hierdie gemeente help. Mag die Here jou help om nie 'n deksel op God te plaas nie, maar dat ons hom toelaat om God te wees in ons lewe. Jy sien, jy mag dalk 'n opinie hê oor my, maar jy moet weet, God het ook 'n opinie oor my. Jy mag dalk na Clemens kyk en sê, ag, hy's gering en hy is maar 'n beperk en swakke, maar jy moet weet, God sien iets anders. Jy mag dalk sien, ja, Clemens, jou vermoëns is nie so daar soos wat dit moet wees nie, maar God sien iets alles. Iets anders. Here, help my, ek is moeg. Ek gaan nou regkom. God sien iets anders. En dieselfde met jou, jy sien jouself, en ons gaan daaroor praat vandag, want jy sien jouself as gering, jy sien jy's nie gekwalifiseer nie, jy het jouself gediskwalifiseer, maar hoor die woord van die Here vanmôre, die Here sê, ek sien iets anders. God, en kom ons praat hieroor, God sien altyd meer as wat die mens ooit kan sien. Ons sien dit in die verhaal van Dawid. En ek kan nie onthou vir hoeveel mense het ek nou al hierdie ding gesê nie. Ek dink een woensdag aand, ek dink dit was 2 woensdae aande terug, het ons hieroor gepraat weer by worship. Want Samuel moet na Isaai, Dawid se pa, se huis toe gaan. En hy moet die volgende koning salf, wat moet kom uit Isaai se huis uit. En Samuel, ek dink ek het dit 2 woensdae aande terug gesê, maar ek gaan dit nou weer sê. Samuel kry iets reg, wat ek en u moet bemeester. Wat ek en u vandag moet reg kry. Ja, ek wil amper sê, jy kan alles vergeet wat ek verder gaan sê, maar wat ek nou vir jou sê, mag jy nie vergeet nie. Hy kry dit reg, om wat sy oë beïndruk, wat hy sien, wat sy emosies beïnvloed, kry hy reg om in 'n splitsekonde sy emosies een kant toe te skuif, en wat sy oë beïndruk een kant toe te skuif, en hy slaan ag en hy vra dadelik vir die Here, Here, wat sê u? Dis die tyd waarin ons leef.
dis wat God verlang in hierdie tyd waarin ons lewe meer as ooit van tevore om te doen in die tye waarin ons lewe. Want hier is wat gebeur is, die een seun na die ander kom in, en die volgende oomblik sê die Bybel, kom Eliab ingestap. Eliab, sê die Bybel, het Samuel weggeblaas, soveel so dat hy gesê het, gewis, hier is die volgende koning. Want hy het gekyk na sy hoogte, sy voorkoms, sy statuur, en sy hart en sy oë wat hy sien het hom so beïndruk dat hy sê, gewis, dit moet hy wees, maar hy kry iets reg wat ek en u moet reg kry. Hy doen iets wat ek en u elke dag van ons lewe moet doen. Hy skuif sy opinie, wat hy voel, sy emosies, wat hy sien, wat sy oë beïndruk, skuif hy vir 'n sekond een kant toe en hy sê, Here, wat sê hy? En hy doen iets, hy slaan ag op die stem van die Here en nie sy emosies nie. Ons het nodig in die tyd waarin ons lewe, het ons nodig om ag te slaan op die stem van die Here en nie wat ons sien nie. Wat jy sien gaan jou mislei. Pas op wat jy sien. En die Here sê vir Samuel, jy kyk na die uiterlike. Jy word beïndruk deur wat jy sien met jou menslike oog. Maar ek kyk reg deur mense. Ek sien nie. Ek sien nie die voorkoms nie. Ek sien nie die titels nie. Ek sien nie die sertifikate nie. Met baie liefde en respek teenoor elkeen wat geleerd is en verder geleerd is in die lewe. Die Here sê, selfs 'n titel kan my nie beïndruk nie. Ek kyk reg deur 'n mens en ek sien die hart. En wat lê in die hart van die mens? Wil jy weet wat lê in die hart van die mens? Sy potensiaal. Sy potensiaal. Jou potensiaal lê reg binne in jou hart. En weet wat is ons probleem? In die tyd wat ons in lewe, ons sien Eliabs as konings. Eliabs as 'n koning. En ons mis die Dawids wat in die herdersveld sit. Ons moet voor die aangesig van die Here lê, soos nog nooit van tevore. Want hoor gou mooi, ons moet 'n onderskeiding gees hê. Ons het 2 woensdae terug, het die Here dit op my hart gelê om die mense se oë te salf, om hulle geestelike oë oop te kry, dat hulle beter kan sien, want hierdie ouetjie, dis vir my so moeilik, want ek wil net die goed sien in almal. Hier kyk ek wil net jou sien as mooi, jy sal my mos nooit indoen nie, jy sal my mos nooit indoen nie. Jy sal mos nie hier uitstap en 'n ander kerk gaan soekie. En ons het nodig om 'n vlamskerp onderskeiding gees te hê, soos nog nooit nie, want die probleem is nie noodwendig die een wat die fasade voorhou, en die een met die titels en die mooi bankrekening wat hy stop met 'n sportskar, en die een wat, wow, hierdie man, dis nie noodwendig wat die menslike oog sien nie. Maar dis dalk die enetjie wat daar in 'n stoor werk. Dis dalk die een wat daar die til slaan by die checkers, waar die Here sê, ek sien jou, ek sien jou, ek sien potensiaal in jou, ek sien potensiaal in jou. En ons word mislei. Want, hoor mooi familie, 2 weke terug het ek daai toets gedop. En ek gaan nie uitbrei oor dit nie, maar ek kyk na 'n persoon en met my swak onderskeiding
Gees, 2-3 weke terug, kyk ek na die persoon en ek maak 'n oordeel. En my oordeel was beïnvloed deur wat ek sien. En toe ek die persoon ontmoet, dit was 'n vrou, toe sy met my praat, toe moet ek bely, sê Heer, ek het nog soveel om te leer, want ons wil Eliabs konings maak, en die herders wat daar sit tussen die skape, mis ons. En ek kom agter hierdie vrou is 'n juweel, sy's 'n stuk goud, maar omdat my oë my mislei het, ek gemis. En daarom moet ons bid in die tye waarin ons lewe, Here, gee vir ons 'n onderskeiding gees soos nog nooit nie, dat ons nie Eliab se sien as koning sien, maar dat ons die Dawids en die herdersvelde sal sien as konings ook. Isaai kom. Die seremonie word by sy huis gehou. En hy doen iets verskriklik. Iets wat ek as 'n pa nie sal verstaan nie. En Samuel kom en hy, ek meen, familie, wat so pa, as daar 'n seremonie by jou huis is vir die volgende koning, nooi nie al die seuns nie. Waarom sal jy iemand los en sê jy's nie genooi nie? Hier's 'n seremonie, hier's die grootste gebeurtenis in Isaai se huis en hy doen iets. Hy los vir Dawid in die herdersvelde. Want in sy opinie, in sy afleiding, in sy kennis, sy onderskeiding, was Dawid nie goed genoeg vir koning nie. En ek haal my hoed vir Samuel af, want Samuel kom, en hy durf vra. Die moed, want ek meen, van Samuel se oë, uit sy perspektief, wie sal nie al die kinders nooi vir so gebeurtenis nie? En hy vra, Isaai, is jy seker, al die seuns is hier? En Isaai moes sy kop laat sak. Toe sê hy, ja, Dawid is nie hier nie, want hy pas skape op, en in sy kop is dit, maar weet jy wat, los hom net daar, want dis al waarvoor hy goed is. Maar wat hy nie weet nie, Riba Shekai en daar, wat hy nie weet nie is, toe hy dit al gesê, wie weet, toe sit Dawid hier by die skape, op 'n rots met sy harpe, en hy sê, die Here is my hart, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê, in groen weivelde, na waters van rus, lei hy my hier, en hy verkoop my siel, en lei my die spore van geregtigheid, en hy's besig met sy God, en hy's besig hier, by 'n werk, hoor mooi, 'n herder in die dae van Dawid, in Jesus se tyd, was heel onder op die beroepslys, van die leer van beroepe, was dit heel onder, mense het neergekyk op herders, dit was nie 'n populêre beroep nie, hy was nie 'n dokter, 'n prokureur of 'n soldaat in die weermag nie. 'n Herder was heel onder. So almal het neergekyk op Dawid. Jou arme ding, jy's maar net 'n herder. Wie wat? Dis hoekom hy nie genooi was vir hierdie seremonie nie. Want wie jy's 'n herder, bly jy maar net daar. Pas jy jou skapies op, ons sal die volgende koning kies. So, wat mense soms diskwalifiseer, word dikwels deur God gekwalifiseer. Ek is hier om met jou te praat vandag. Jou pa het jou gediskwalifiseer. Jou ma het jou gediskwalifiseer.
Jou familie kyk neer op jou, want jy het nie die kwalifikasies nie, jy het nie die titels nie, almal kyk neer op jou, jou kollegas kyk neer op jou, jy kan nie die volgende promosie kry nie, want jy is maar net 'n skaapwagter, bly jy maar net daar, maar God sê, vanmôre, ek sien iets anders, ek sien eindelose potensiaal, en verstaan my mooi familie, jou naam, word dalk nie genoem by tafels van 'n mens nie, die enigste tyd wanneer jou naam genoem word by mense se tafel is wanneer hulle wil skinder oor jou. Jou naam lê dalk nie op die tafel van die bestuurder vir die volgende promosie nie, maar wat jy moet weet vanmôre, bloedgewaste kind van die Here, jou naam lê op God se tafel, jou naam lê op God se tafel, jou naam lê op die, halleluja. Ek stel nie belang dat my naam moet lê op 'n tafel van 'n mens nie. Ek stel nie belang om mense te beïndruk nie. Maar wat vir my belangrik is om te weet my naam is op die tafel van die Here. Ek is 'n kandidaat om deur die Here gebruik te word. Ek het potensiaal. Want jy sien wat gebeur in die herdersvelde. Al sit Dawid met sy harp daar in die herdersveld en kyk na sy skapies. Hoor mooi, was hy nog nie koning nie. Maar in sy hart was daar potensiaal van 'n koning reeds binne in hom. Jy slaam die til, maar jy wat checkers nie weet nie, as jy gaan nog bestuurder word, want 'n bestuurder potensiaal is binne in jou. Alamasikeenda. Jy is dalk maar jy gering hier by die werke, maar hulle moet weet die potensiaal binne in jou is ver meer as wat die menslike oog ooit kan sien. En jy sit dalk 'n pas skape op, maar die potensiaal om 'n koning te wees is klaar binne in jou. Kyk gaan na hierdie prent. Hier is 'n akker, 'n klein akker, en as hy in die grond is en hy sterf en dit breek oop en hy begin te groei, word hy 'n pragtige eikeboom. En 'n akker is klein. 'n Akker is klein. En wanneer die akker so afval van die boom en hy lê op die grond, sal mense verby 'n akker loop. Mense sal selfs op die akker trap en dit nie sien vir wat dit is nie. Maar binne in daardie akker is daar 'n reuse boom vasgevang. Die potensiaal van daardie akker is 'n reuse eikeboom. Moet nooit kyk hoe klein en gering jou lewe lyk op hierdie oomblik nie. Weet dit God, o Here help my. Weet dit God het potensiaal in jou geplaas. Wat maak dat jy kan opgroei tot 'n reuse eikeboom wat staan in sy glorie, wat skade weer gee vir die wat van die son af wil wegkruip. Familie, luister gemooi, maar wat moet gebeur met daardie saad? Daardie saad moet geplant word. Hy moet sterf. Sy dop moet oopbreek voordat hy kan begin groei. En hier is die ding, familie, jy het nodig om jou potensiaal te ontgin, om die beste te wees wat jy moontlik kan wees. Het jy nodig om reg geplant te word. Jy het nodig om geplant te word in die hand van die Here. En dan moet jy sterf in jouself. Jou eie ek moet sterf. En dan moet jy jou eie wil breek. En sê, dit gaan nie meer oor wat ek wil nie, maar dit gaan oor wat hy wil. En wanneer jy jou wil breek, en jy sterf in jou eie self, en jy is geplant onder die kragtige hand van die Here, sal jy groei tot jou volle potensiaal. Jy sal. So kyk na hierdie vraag, wanneer word potensiaal aktief? Ek het dit nou net gesê, kyk die antwoord, wanneer dit in God se hand kom. Ek sien dit in my eie lewe.
Soveel mense lê in grafte op hierdie oomblik. En saam met hulle liggame is daar nog iets begrawe. Potensiaal wat nooit gegroei het nie. Potensiaal wat nooit ontwikkel is nie. Hulle was tevrede om in die herdersvelde te bly en hulle het die troon in die paleis gemis. 'n Paar weke terug het ek vir u hierdie voorbeeld gegee en ek wil dit graag weer noem. Is jy nog saam met my? 'n verfkwas. 'n verfkwas op 'n tafel. Gaar maar net stof op. Maar nog iets kan gebeur met daardie verfkwas. Hy kan in die verkeerde hande beland. En dan gaan morsverf, ekskuus met liefde gesê. Ek is daai kunstenaar. O, heerlikheid. Op skool as ons kuns gehad het ek gevoel ek kan weghardloop. Jene, vir my dit gelyk soos misvormde mannetjies wat rondhardloop. Gebreklik. Jy sien, gee vir my 'n verf met olie, verfkwas met olie, wat ook al, en gewone, wat se verf ook al. En sê vir my, Clemens, jy moet ietsie verf, jene, ek sal dik lyne trek waar ek dun lyne moet trek, en dun lyne moet trek waar ek by wat dik lyne moet wees, en die klere gaan gaas wees, en dan moet jy nog skade wees ook in verf, en die Here weet hoe doen 'n mens dit. Maar dan vat jy daai selfde verfkwas wat op die tafel gelê het en stof gaar. En jy haal dit uit die hande van die een wat nie kan verf nie, die mens wat die talent het nie, die een wat beperk is, wat nie daar die vermoëns het nie, en jy sit dit in die hande van 'n meester kunstenaar, dan maak daar dieselfde kwas 'n meesterstuk wat duisende rande werd is. Familie, dit alles gaan oor in wie se hand lê jy, in wie se hand is jy? Jy's net 'n verfkwas, want jy kan nie jou eie ding verf nie, jy het iets en iemand nodig, maar in die verkeerde hande gaan jy 'n gemors maak. Jy moet in die regte hande kom. In jou eie plan, in jou eie hande, gaan jy leef onder beperkte potensiaal. Maar in die hande van God word gewone mense buitengewone meesterstukke met eindelose potensiaal. In die hande van God word skaapwagters konings. In God se hande word akkers eikebome. Luister, jy het nodig om die hande van die Here te wees. Oor te gee aan sy hand. Kan ek vir jou sê, ons sien dit in die lewe van Dawid. Dawid kom, ek wil dit eers in Engels lees, hy kom in Psalm 31 vers 16, dan sê hy, my future is in your hands. Hoekom was hy van 'n herder af gepromoveer deur die Here tot koning? Want hy dalk daar gesit met sy harp en hy het met sy God gepraat en hy het gesê terwyl hy niks is, my future is in your hands, God. My toekoms lê in die hande. Die enigste manier om jou volle potensiaal te bereik is om jou lewe, bestaan en omstandighede te plaas in die hande van die Here en om volle beheer te gee van alles in jou lewe. Die Afrikaans in vers 6 sê, in u hande gee ek my lewe oor. Wat Dawid sê is, ek is maar net 'n kwas in sy hande, en al hoe ek my volle potensiaal kan bereik, is as ek oorgee vir hom en toelaat, om 'n meesterstukke te verf met my, en om dat ek 'n instrument kan wees in sy hande. Ek is 'n akker geplant in die hande van God, op pad om 'n reusagtige eikeboom te word onder sy beheer. Jou eindelose potensiaal lê nooit in wat jy het nie, maar dit lê in die een wat dit vashou. So, volgende vraag. Wat is die grootste vyand?
Wie is die grootste vyand van jou eindelose potensiaal? Wil jy weet? Jou beperkte denke. Kom ek haas myself. Baie mense leef onder hulle roeping, onder hulle volle potensiaal, omdat hulle sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek het te veel foute gemaak in die verlede. Ek is nie in die regte familie stamboom nie. Ek is te oud of ek is te jonk. Ek het te veel foute gemaak, ek is te siek, ek het nie genoeg hulpbronne nie. Ek kan nie. Maar hier is iets wat jy vandag moet weet is, familie, God stel nie belang in jou verskonings nie. Hoor die woord van die Here. Weet u wat irriteer die hemel? Jou verskonings. Jy's met alle respek en liefde gesê, God wil deur jou werke. God sien jou reeds as 'n koning en God sien soveel potensiaal in jou, maar jy het een verskoning op die volgende verskoning en jy irriteer die hemel. Want God sê ek het iets in jou gedeponeer en jy wil dit nie ontgin nie. Jy wil nie dit loskry nie, jy wil nie wandel in dit en jy beperk my. God stel nie belang in jou verskonings nie. Hy werk nie deur jou beperkings nie, hy werk deur geloof. Geloof wat jou uitdaag en sê, sal jy my vertrou? Paulus het al die verskonings gehad in die wêreld. Terwyl hy in die tronk sit hy met boeie. En hy vra, ek keer maar 'n bietjie in. Hy vra, gee my net 'n pen en 'n papier, want ek het nodig om vir die kerk in Filippi te skryf. En hy kon geskryf het, ja, om 'n kind van die Here te wees, maak dat jy beperk gaan lewe. Dit maak dat jy niks gaan regloop in jou lewe nie. Jy gaan een hel hê op die ander, jy gaan een ellende hê op die ander. Maar hy vat 'n pen met boeie aan, met toedeure in 'n tronksel en hy skryf, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Jy is tot in staat om jou volle potensiaal te ontgin. Om te wandel in dit wat God jou voor geskep het. Kom ek vat jou na 'n ware verhaal, terwyl ek haas om klaar te maak, maar moenie opgewonde raak nie. En wat is nog lekker vroegies. Dankie Here. Kom ek vat jou na Gideon toe. Gideon. In ons Bybel. God sien die potensiaal in Gideon en hy kom in Rigters 6 vers 14 sê die Here vir Gideon, gaan en het die krag van jou en verlos Israel uit die hande van die Midianiete. En dan vra die Here 'n vraag en hy sê, is dit nie ek wat jou stuur nie? Met ander woorde, ek sou jou nie gevra het as ek nie die potensiaal sien. Ek sien juist die potensiaal. Dis hoekom ek jou vra. En omdat ek jou stuur, weet ek dis binne in jou. En Gideon sit met 'n probleem. Wat baie van ons mee sit in hierdie plek en baie van ons kykers wat nou ingeskakel is mee sit. Sy vyand was nie die Midianiete nie. Hoor my, kom ek skok jou. Sy vyand was nie die duiwel en sy demone nie. Sy vyand was sy beperkte denke. Die grootste vyand wat jy het
vir jou om jou eindelose potensiaal in Christus Jesus te bereik, is jou eie denke. Kyk wat sê hy in Rigters 6 vers 15. Hy sê, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse. En ek self die geringste in my familie. In hierdie familiebome lê ek al heel onder, Here. Ek het nie die titels nie, ek het nie die kwalifikasies nie, ek het nie die geld nie, ek is nie beroemd nie, ek het soveel beperkings, Here nie, ek weet nie, ek dink iemand anders seker in gedagte gehad, seker nie vir my nie. En jy hoor mooi werk God, en nou moet jy by my bly. Wat ons sien hier van God is 'n belangrike eienskap. Is jy saam met my? God werk nie op die gedagtegange van Gideon nie. Maar hy werk met hom volgens die potensiaal wat in hom is. Luister hier, so jy kan maar verskoningkies maak. Soveel as wat jy wil. Jy kan die hemel irriteer tot jou sterfdag toe, maar God gaan altyd met jou kommunikeer met die potensiaal wat binne in jou is. Jy kan rebelleer, jy kan skree, jy kan jouself minag, jy kan jouself onwaardig ag, jy kan jouself diskwalifiseer, maar God gaan aanhou met jou te praat volgens dit wat binne in jou is, jou potensiaal. En die Here weet, ons grootste struikelblok is ons gedagtes. En dis vir daardie rede dat die Here nooit reageer oor wat jy dink van jouself nie. Oor wat jou opinie is van jouself nie. Maar hy sal altyd met jou reageer, op jou reageer met wat jy ook al mag sê, op die potensiaal wat binne in jou lê. En dis vir daardie rede dat God jou altyd uit jou gemaksone uit sal skop. Wat was die potensiaal wat God in Gideon gesien het? Vers 12 sê, die Here is met jou, dapper held. Nog voor hy kom met sy verskonings, het die Here klaar die potensiaal gesien in sy hart. Hy's 'n dapper held, maar Gideon het dit nog nie gesien nie. Gideon sien homself as die geringste, die eenvoudigste, die swakste, maar God kyk verby sy gedagtes en hy sien die potensiaal van 'n dappere held. God het eers gereageer op die potensiaal van Gideon voordat hy doen gekry het met die bangbroek Gideon. God sien altyd die held binne in jou. Terwyl jy besig is met jou lysie van verskoning, sê die Here, praat jy maar ja, maar ek sien iets anders. Ek sien potensiaal. Jou swakheid is nie God se beperking nie. Dis sy verhoog waar hy wil spog met jou. Julle weet dit. Bla die reën, hoor julle my nog mooi? Kan julle my mooi hoor? Jy weet, julle weet, ek wou nie preek nie, ek wou nie hierdie goed doen nie. En ek het al die verskonings gehad in die boek. Want ek het gesien hoe my pa hulle in die bediening lewe. Wat hulle gedoen het in die bediening. Ek ken net kerk. Ek het groot geword in die kerk, groot geword voor pastore. Al my pa se vriende was pastore. En wanneer hulle praat, dan hoor ek die moeilikheid, dan hoor ek die uitdagings waarvoor hulle vir mekaar moet bid. En ek het gesê, ek sal nie. Ek gaan nie bediening toe gaan nie, dit is ook hier in my nie, ek kan nie. Maar terwyl ek met my verskonings besig was, toe sê God, ek sien iets anders. So wat ek vir jou wil sê is, hou jy maar aan praat met jou verskonings. God sê, ek sien iets anders. Ek sien iets anders. En daarom, familie, praat God altyd met jou volgens jou potensiaal. Here, sal U met my praat? Praat met my, Here. Clemens, ek hoor nie die Here praat met my nie. Hoekom praat hy nie met my nie? Want jy is heeltyd besig met jou verskonings.
En die Here praat met jou volgens jou potensiaal, maar jy wil dit nie hoor nie. En jy maak jou hart toe. En jy is heeltyd besig met jou verskonings. Nou sê jy, maar die Here praat en maar hy doen, want hy wil jou uit jou gemaksone uitskop. En hy wil vir jou sê, kom uit jou nes uit, kom uit jou gemaksone uit. Maar jy is besig so met jou verskonings. Nou hoor jy nie die stem van die Here nie, want die Here wil jou uit jou gemaksone uithaal. Praat met my Here. O, is jy regtig seker hy moet met jou praat? Is jy seker jy wil die Here hoor praat? Want hy gaan vir jou iets vra om te doen wat jy nie dink jy gaan dit kan doen nie. Soos 'n Gideon gaan hy vir jou sê, ek wil hê jy moet die Israeliete gaan verlos uit die hande van die Midianiete. Nee! Here moet nie so met my praat nie, nee, praat iets anders. Sal jy ag slaan op die stem van die Here? Here praat met ons. Ek haas myself, 'n leeuwelpie wat tussen skape groot word. Dink hy's 'n skaap, net totdat hy die eerste keer water drink en sy refleksie sien. As jy maar net weet wat binne in jou gedeponeer is. Daar bestaan nie vir 'n bloedgewaste kind van God iets soos ek kan nie. Want jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. En jy sien jouself as broos en swak, 'n skapie, swak. Maar as jy die spieël van die hemel kan optel, en jy kan die spieël van God optel en begin kyk in hierdie spieël, dan gaan jy sien jy's alles behalwe swak, beperk, gediskwalifiseer. Gaan jy sien. O, wat sê 2 Korintiërs 3:18, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na hierdie selfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Hoor gou mooi, van potensiaal tot potensiaal. Ek sê jy gaan groei. En hoe meer jy in hierdie Bybelboek kyk, hoe meer gaan jou potensiaal ontgin word. Hoe meer gaan jy groei. O, familie, as jy maar net kan sien wat God sien van jou. O, gaan jy anders te begin dink. Jy kan nie op die vlak van jou denke leef en die vlak van God se plan bereik nie. Ek moet dit weer sê. Jy kan nie op die vlak van jou denke leef en die vlak van God se plan bereik nie. So wat ontsluit nog jou volle potensiaal? Wil jy weet wat? Kyk gou. Druk. Hoor gou mooi. Dit sien ek in my eie lewe. Baie van die potensiaal wat binne in my is, wat ontgin is en oopgesluit is, het gekom onder druk. Om vir jou 'n klein voorbeeld te gee, ek wou nooit uitsendings doen op YouTube van ons gemeente en Facebook nie. Ek wou dit nooit doen nie. Ek het die kans gesien daarvoor nie en ek het dit gevoel, dis vir die gemeenskap en vir my mense wat bedien of wat in my gemeente is. Maar dis nie wat God gesien het nie. Want wat doen die Here? Hy stuur COVID-19. Hy stuur druk. En ek sê vir die span, hier by Familie Sentrum, ek weier om 'n voetjie op my tafel neer te sit en te praat met die mense. Ons gaan kerk hou. Ons gaan die beste opnames maak. Ons gaan die beste recordings maak van ons dienste. En ons gaan dit uitsaai, dat mense kan voel, dit moet sulke kwaliteit wees, dit moet voel of hulle reg binne in die diens sit. En nou ja, COVID is lankal verby en ons hou nog steeds daaraan, want dit was die potensiaal wat God geplaas het op hierdie bediening, en dis ontgin deur druk. Jy werk by die werk waar jy werk, want jou vorige werk het jou afgedank, toe sit jy sonder werk.
Toe sê onderdruk en jy sê, Here, wat gaan ek maak? Ek is werkloos. En hier maak die Here 'n deur oop en jy is nie seker, kan nie hierdie werk doen nie, want dit is nogal uitdagend en gaan ek dit verstaan, gaan ek dit reg doen? En 3 weke later by die nuwe werk kom jy agter, maar ek is gebou vir die, ek is gemaak vir die, ek is geseënd hier, ek werk lekker, dis mooi mense. En vandag is jy suksesvol, want die Here het druk gestuur om jou potensiaal te ontgin. Baie van julle het 'n besigheid begin. Jy het jou werk verloor. Jy het niks gehad nie en jy weet jy's 'n goeie motorwerktuigkundige of elektriesien of 'n wat ook al, met jou hande werk of jy kan iets bak. En jy dog weet wat, ek is nou werkloos, ek moet iets doen. Nou doen jy dit wat eintlik jou stokperdjie is. En weke later moet jy iemand aanstel want jy raak te besig. En maande later moet jy nog mense aanstel. Vandag het jy 'n suksesvolle besigheid wat gebore is onder druk, want God het die potensiaal gestuur, maar jy sal nooit jou besigheid begin het as jy gewerk het nog waar jy gewerk het nie. Druk ontsluit potensiaal. Druk ontsluit eindelose goddelike potensiaal. Jy sien familie, druiwe word gepers om wyn te word. Olywe word olie onder druk. Steenkool word diamante onder druk. God plaas ons soms onder druk, nie om ons te vernietig nie, maar om ons potensiaal te ontgin. Jy gaan nou deur 'n moeilike tyd. Maar ek is hier vandag om vir jou te sê, hierdie situasie gaan iets ontgin in jou, wat jou gaan wegblaas, wat die potensiaal in jou lewe, wat God daar geplaas het, gaan losmaak en losbreek. 'n Arend ruk sy kleintjies uit sy nes uit hulle nes uit, nie om hulle seer te maak nie, maar om hulle te leer vlieg. Wat beteken 'n arend, 'n volgroeide arend, met hierdie geweldige sterk kloue en 'n geweldige span vlerke wat oneindig baie krag het, wat net in 'n nes sit. En mamma arend moet die kleintjies uit die nes uitsmyt, uit hulle gemaksone uitsmyt, om hulle volle potensiaal te kan bereik. En soms stoot God ons uit ons nes uit ons gemaksone uit, want hy wil hê ons moet ontdek wat hy reeds binne ons gedeponeer het. Ek is amper klaar, moenie worry nie. Hoor mooi, 'n arend is 'n arend want hy kan styg met sy vlerke bo die storm. 'n Arend is 'n arend want hy kan sy fokus behou onder baie afleidings. Terwyl die weerlig slaan en die rukwinde ruk, kan hy sy fokus behou. 'n Arend is 'n arend, want hy kan homself vernuwe. Die druk wat jy nou ervaar is daar, sodat jy kan uitstyg bo die storme, sodat jy fokus kan behou en jou denke kan vernuwe. Sodat jy jou eindelose potensiaal kan ontgin. Kom ek sluit af. Jou mislukking kan nie jou potensiaal stop nie. Paar weke terug het ek dit gesê. Petrus het Jesus verloon, uitgehuil. Hy het teruggegaan na sy ou weë om vis te gaan vang. Hy het homself gediskwalifiseer, ek het droog gemaak, ek het Jesus teleurgestel, ek het hom verloon. Ag, kom ek gaan weer terug na my ou weë toe. En mense sou gesê dis verby. Maar na Petrus se mislukking het Jesus nog steeds die potensiaal in hom gesien. Terwyl hy homself gediskwalifiseer het, het hy hom reeds gesien preek op die dag van Pinkster voor duisende mense. En die Here kom en hy vat sy mislukking en hy verander dit en hy gee vir hom en hy herstel sy roeping.
En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Kyk na my skape. Luister, jou mislukking verander nie God se siening van jou potensiaal nie. Ek gee nie om wat so goed jy snyf op hierdie oomblik nie. Ek gee nie om hoeveel bottels whisky jy syp en jy drink vir jouself in 'n ander bloedgroep in. Ek gee nie om of jy daggablare rook dat jy pink olifante sien en ek wil het verder gaan en sê, ek gee nie om of jy die prostituut is van hierdie area nie. Ek gee nie om of jy die heks is, 'n satanis en besig is om tegenkanting te bring teen die evangelie nie. Maar hier is wat ek vandag vir jou wil sê. God sê ek het potensiaal in jou geplaas en as jy na my toe kom en onder my hand inkom, sal ek jou seën. Sal ek daai potensiaal ontgin. Iemand het nodig om te hoor, jy's nie gediskwalifiseer nie. Jy's nie gediskwalifiseer nie. Die Here sê die potensiaal is nog steeds daar. Jy's nie gediskwalifiseer nie. Ek gaan dit ontgin en ek kan jy nog steeds gebruik. Ek herstel jou roeping. Ek herstel jou roeping. Geen om waar jy nou is in jou lewe en hoe siek jou lewe op hierdie oomblik is nie. Die Here sê, ek sien nog steeds potensiaal. Ek sien nog steeds 'n evangelis. Ek sien nog steeds 'n leraar van my woord. Ek sien nog steeds 'n sendeling. Ek sien nog steeds 'n lof en aanbidding leier. Ek sien nog steeds 'n magtige prediker. Ek sien nog steeds ek sien nog 'n magtige besigheid wat moet begin. So kom ons maak klaar. So wanneer ons terug aan ons geleesde gedeelte, nou, kom ons lees dit gou weer, want met alles wat ek nou gesê het, gaan jy anders te kyk na hierdie vers. As jy nou reg om dit weer saam met my te lees. Onthou alles wat ek nou gesê het, ons is nou klaar. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all. Want hier is die rede, hier is waaroor alles gaan. For his miraculous power constantly energizes you. En nou vra jy my, waarom is ek so lief vir Pinkster? Waarom is ek so lief vir die Heilige Gees? Want dis hy wat my die krag gee. Dis hy wat my bemoedig. Dis hy wat my laat aanhou om nie te gaan lê nie. Dis hy wat vir my sê, jy kan. Ek is saam met jou. Wanneer my krag word in swakheid volbring. Halleluja. My krag, sê die Heilige Gees, word in jou swakheid volbring. Wanneer jy nie kan nie, is dit juist wanneer God kan. Wanneer jy nie kan nie, is dit die verhoog vir die Heilige Gees. Wat sê, ek sal instap en ek sal dit doen namens jou. Hou op om jouself te diskwalifiseer. Tel hy droom op, tel hy gawe op en leef jou volle potensiaal. Dieselfde Gees wat Jesus opgewek het, leef binne in jou. Dis geen wonder Paulus sê dat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Want as ons hom werklik ken in die krag van sy opstanding, gaan ons eindelose potensiaal bereik. Johannes 16:13. Ek maak vinnig. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En hier is wat soveel mense mis. Hy lei en jy moet volg. Ons wil anders te om dit hê. Ons wil sê ek lei, Heilige Gees bly net by. Dis wat ons doen. Luister, jy's nie Here nie, hy is. En die Here en die Meester en die Here loop voor. Want hy is heerser. En hy, die Heilige Gees, sal julle lei in alle waarheid. En hy, ek volg hom.
En daarom sterf ek in myself, daarom breek ek my wil. Hy wie agter my wil aankom, hy wie agter my wil aankom en my volg, moet homself verloon. Sy kruis opneem en my volg. En waarna toe lei die Heilige Gees? Kan ek jou sê? Kom ons praat eers reg, want ek het nou laasweek en hierdie week het ek nou bietjie vir jou, ek voel nou amper soos 'n motiverende spreker of iets. Want dis mos mooi goeders. Maar ons gaan weer evangelie preek. Die Here sê, okay, jy het nou lank genoeg nou. Jy moet nou hierdie preekie geniet hoor. Want ek gaan nou weer die evangelie moet preek. Die Here het vir my gesê, dis nou weer tyd vir die evangelie. Al die mooi boodskapies is nou verby. Hoor jy? Ons kan nie net wil la 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 hallelujah. Woohoo. Whatever you do, don't step on my blue sweet shoes. Okay, dit was onnodig, maar never mind. Maar hier is die ding, familie. Die Heilige Gees, eerste, sal jou altyd lei na God se plan. Na die wil van God. Hulle wat die wil van God doen, hulle wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van die Here, die wil van God sal jou altyd lei na sy plan, sy doel. En wat is daai plan en daai doel? Eerste, dat ek nie die evangelie preek, en nie motiverende preek nie. Heel eerste, sal dit jou lei om te lyk soos Jesus. Om op te tree soos Jesus. Om heilig te leef soos Jesus. Om jou lig te laat skyn, om sout te wees, om lief te hê soos hy lief gehad het, om te gee soos hy gegee het, om barmhartig te wees soos hy barmhartig is, om genadig te wees soos wat hy genadig is. En dan, nommer 2, sal die Heilige Gees jou lei na jou eindelose potensiaal. Want soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge. En wanneer jy jou begeerte is om so te lyk soos hy en te doen wat hy doen en te praat soos hy praat en te sê wat hy sê, en dis jou eerste hoofdoel, nou, volle potensiaal sal jy bereik in hierdie lewe. Daar is meer in jou, want hy is meer in jou. So kom ek sluit, moenie graf toe gaan met dit wat God in jou geplant het nie. Die grootste tragedie in hierdie lewe, hoor mooi, is nie om te misluk nie. Dis om te sterf met 'n lied wat jy moes geskryf het. Dis om te sterf met 'n skildery wat jy moes geverf het. Dis om te sterf met 'n boek wat jy moes geskryf het. Dis om te sterf met 'n besigheid wat jy moes begin het. Dis om te sterf met 'n bediening wat jy moes begin het. Moet nooit jou potensiaal saam met jou graf toe vat nie. Ontgin jou potensiaal vandag en laat dit leef. Wat 'n droom het jy begrawe? Wat 'n roeping is jy op hierdie oomblik besig om uit te stel? Wat 'n gawe is jy op hierdie oomblik besig om te ignoreer? Wat 'n vrees hou jou terug van jou eindelose potensiaal? Vandag sê die Here vir jou, daar is soveel potensiaal in jou. Jou beste hoofstuk is nie agter jou nie, dit lê voor jou. Met God is jou potensiaal nie beperk deur jou verlede, jou ouderdom, jou hulpbronne en jou foute nie. Dis net beperk omdat jy nie bereid is om die Here te vertrou nie. Omdat jy nie bereid is om ja te sê vir hom nie. In hierdie oomblikke spreek ek lewe oor slapende potensiaal. Ek spreek nuwe vuur oor jou drome. Ek verklaar dat die potensiaal wat God in jou geplant het, sal ontkiem, groei en vrug dra. Jy dra eindelose potensiaal, omdat die eindelose God sy eindelose krag in jou gedeponeer het, wat binne in jou woon. En as God oneindig is,
kan dit wat hy in jou geplant het nooit klein en dormant bly nie. Dit moet groei. Ek is hier vandag om vir akkers te sê, jy's op pad om 'n eikeboom te word. Hou op om die Here te beperk met jou gedagtes. Amen. 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 Halleluja. Staan op jou voete, dan sing, amper sê ek sing ons. Dan, wel, dit klink amper so sing. Geniet u nog die, kan ek nog aanhou met hierdie, moet ek stop? Is julle nog reg met die verklarings? Kan ons aanhou met dit? Ek wil jou nie verveel met dit nie, maar ek kry soveel getuienisse van mense wat sê, die orkes kan so lank opkom. Almal saam, 1, 2, 3. God het 'n eindelose potensiaal binne in my geplaas. Nie gebaseer op hoe mense my sien nie, maar op wat hy reeds in my gedeponeer het deur sy gees. Waar mense beperking sien, sien God moontlikhede. Waar ek myself as gering of onvoldoende beskou, sien hy 'n koning, 'n oorwinnaar en iemand met 'n doel. Soos Dawid wat nie eers genooi was nie, maar deur God gekies is as koning, wys dit dat my huidige posisie nie my eindbestemming bepaal nie. Die potensiaal van wat ek kan word, leef reeds binne in my. Halleluja. Hierdie potensiaal word egter eers geaktiveer wanneer ek my lewe in God se hande plaas en hom toelaat om deur my te werk. My grootste vyand is nie my omstandighede nie, maar my eie beperkte denke. God werk nie volgens my verskonings nie, maar volgens die geloof en potensiaal wat hy in my sien. Selfs onder druk en deur uitdagings word hierdie potensiaal ontgin, sodat ek kan groei, ontwikkel en instap in die volheid van dit waarvoor God my geskep het. Laaste enetjie. Ek sal my eindelose potensiaal bereik deur die Heilige Gees krag en leiding wat binne in my woon. Amen en amen. Halleluja. Raf, jy gaan nie glo wat sy liedjie kom nou by my op nie. En ek weet nie wat sy kie dit is nie, en ek weet nie of julle dit ken nie. Wat sy kie sal dit wees? Ja, my stem is nou so moeg. Oh, put your hand in the hand of the man who still the water. Oh, put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Oh, take a look at yourself, and you can look at others differently. And put your hand in the hand of the man from Galilee. Oh, put your hand in the hand of the man who still the water. Oh, put your hand in the hand of the man who calmed the sea. So you can look at others differently. I put your hand in the hand. Sing it nog eenmaal. Oh, put your hand in the hand of the man who still the water. Oh, put your hand in the hand of the man who calmed the sea. You can look at others differently. Put your hand in the hand of a man from Galilee. Woo! Ek is geplant in die hande van die Here. En ek sterf vir myself, my eie wil is gebreek, en ek groei tot 'n magtige eikeboom. Ek groei tot 'n my magtige potensiaal wat daar is in Christus Jesus. So, voor ons nog begin kerke, maar ek voel net gelei, elke oog gesluit. God het met iemand gepraat. En die duidelike boodskap is die volgende.
Dis nie te laat vir jou nie. As ek Petrus 'n kans kon gee, kan ek jou 'n kans gee, sê die Here. En al hoekom jy nie jou volle potensiaal bereik nie, is jy's nog nie geplant in my hand nie, sê die Here. Jy het nog nie oorgegee nie. Jy het nog nie oorgegee nie. So ek wil vra, terwyl niemand rondkyk, as jy sê, Clemens, ek wil vandag myself plant in God se hand, sodat ek my maksimale potensiaal kan bereik, dan steek jy vinnig jou hand op en jy laat sak dit weer. Daar's 'n hand, daar's 'n hand, daar's 'n hand. Sjoe, hier is soveel hande wat opgaan. Here. Halleluja. Halleluja. Kan ek vra dat julle wat die hande opgesteek het, kon gou hier voor by my kom staan. Halleluja. Terwyl hulle uitkom, net stadig saam. Oh, put your hand in the hand of the man who still the water. Raf sing het, ek hoop is jou kie. Oh, put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Karabashibaye, shibaramamo. Take a look at yourself so you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Oh, shimaramama. Oh, put your hand in the hand of the man who stilled the water. Yeah, put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Hallelujah. Oh, take a look at yourself so you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Julle wat nou hier voor staan, ek voel in my hart om vir jou te sê, hallo David. Hallo David. Jy's op die herdersveld op die oomblik. Maar die Here sê die potensiaal van 'n koning is reeds binne in jou. En ek weet nie wat se besigheid jy moet begin. Wat se bediening jy moet begin. Wat is dit wat jy moet ontgin, wat binne in jou geplant is nie, want net die Here weet wat in jou gedeponeer is. Geen mens kan die hart sien nie. Ek weet nie wat is in julle harte gedeponeer nie. Daai oë het ek nie. Maar God sê, ons as mens kyk met die oë, maar hy sien die hart. Hy ken die potensiaal binne in jou. En my gebed is dat jy roekeloos nou God sal vertrou. Hoor mooi, julle wat hier voor staan, nou is jy klaar met jou verskonings. Bill, jy het nou klaar die hemel geïrriteer. Skus met liefde gesê. Julle het klaar nou die hemel geïrriteer met julle verskonings. Skus, ek sê dit promptheid, dit is hoe ons bedien hier. Dit is nou klaar. Die lysie van verskonings stop vandag. En jy gaan op die water klim. En jy gaan God vertrou, my oom. Die salwing van die Here is op jou. Die krag van die Here is op jou. Jy's nie gediskwalifiseer nie. Die Here sê ek het jou uithou, jou aanhou gesien. Jy het deurgedruk deur baie goeters wat gebeur het. Maar die Here sê ek het jou gesien en ek lig jou. Oeh, daar's 'n koning binne in jou. Daar's die salwing van die Here is op jou. Elkeen van julle, die krag ontgaan. My Boeta, wat is hierdie chommie se naam nou weer? Kou. Boeta, as jy kan sien wat God vir jou voorberei. The sky is not the limit. The sky is not the limit. Daar's 'n leier in jou, Boeta. Ja, jy moet begin preek. Halleluja. Okay, ek wil nie tyd ons Wayne, ek gaan luister, ek het nie nodig om baie te doen nie. Maar vandag
salf ek jou potensiaal. En jy gaan, en ek gaan net vinnig, ek kry dit soms nie reg om vinniger te beweeg nie, maar ek wil nie hierdie mense ophou nie. Is jy nog saam met my? Kan ons gou hierdie mense voorbid? Raf, sing saggies saam net. Ek gaan net hierdie mense salve. En ek glo van hierdie dag af, gaan jy ophou om God te beperke. Van hierdie dag af, gaan jy instap in jou destiny in. Van hierdie dag af, gaan jy sê, Here, laat u wil geskied. En wat ook al daai wil is, I'm willing to do it. Ek sal uitstap, Here. Ek sal dit doen, wat u ook al vir my sê om te doen, sal ek doen, Here. Al lyk dit hoe onmoontlik, al lyk dit vir my, ek kan nie. Want soos Moses, Here, ek kan nie, want ek hakkel, ek sukkel om te praat. Die Here sê, ek stel nie belang in jou verskonings nie. Jy sal my volk uitlei. Jy sal my volk uitlei. Jou verskonings maak nie meer saak nie. Daar's potensiaal in jou en ek gaan bid en ek gaan jou salf dat daai potensiaal ontgin word in Jesus naam. Your glory is tangible in this place. And Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. And Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Listen to the verse again. Your glory is tangible in this place. In every generation, God raises up men and women who know His Word and are ready to make an impact. Many believers feel the call to go deeper in Scripture, to grow in wisdom, and to serve the church with greater understanding. But traditional Bible schools often require relocating, full-time study, and time that many people simply do not have. At Generation Impact Academy, biblical training is designed to fit real life. Study from anywhere, start anytime, and grow in your calling while continuing with life and ministry. With programs ranging from bachelor's degrees to master's and doctoral studies, students are equipped with solid biblical knowledge and practical ministry training, accredited programs, flexible learning, a foundation built on the truth of God's Word. If you are ready to deepen your understanding of Scripture and strengthen your calling, scan the QR code and start your journey today. Al ons Christkykers, hier is 'n geleentheid wat ek wil hê u nie moet misloop nie. U kan in die gemak van u eie huis Bybelskool doen wat
woord gefondeerd is, wat die volle waarheid verkondig, wat Heilige Gees geïnspireerd is, en hier langs my staan Pastor Les. Pastor Les, vertel ons vinnig 'n opsomming. The Generation Impact Academy was developed and designed to be able to deal with anything that it can be thrown at it as a Bible school. Because during COVID, we had this challenge that how do we continue Bible school when you're not allowed to have Bible school? And so we've got maximum flexibility in absolutely every area. As you heard, you can study in your own comfort of your own home. You can go beyond that and actually start anytime you like. There's no start date. We don't follow a calendar year. We actually have a flexible program that allows you to come in and out as you wish, when you wish. You can also take your own time to complete the program over whatever period of time you want to do. And so you don't have to fulfill the 4-year program in 4 years. You can actually do it in 3 years if you really did put a lot of energy and effort in, or you could extend it to make it 5 years or maybe even 6 years. But nevertheless, you can get your qualification of a degree in this program to be able to facilitate yourself in doing the work of the ministry. So Kruiskyk is making it possible that you can enter this program with maximum flexibility. So if you are ready to sign on, enroll now. If you want more information, go to the website giacademy.co.za and you will get all the information you need. You can also contact us on students@giacademy.co.za as the email, and we will send you whatever information you need. Make sure you enroll as soon as possible.